Môre, dis Dinsdag die 2de Desember en ek hoop vandag ontmoet die Here jou reg daar waar jy is, in jou gewone Dinsdagoggend, tussen al jou doen en late, soos Yahweh vir Abraham by 'n tent ontmoet het. Dalk voel jy soos iemand wat al lank wag vir God om te beweeg. Dalk het jy al begin glo. As hy dit nou nog nie gedoen het nie, gaan hy dit sekerlik nooit doen nie. Maar vandag se storie wys vir ons iets diep. Hoe God nie net sy planne openbaar nie, maar mense nooi om saam met hom te voel en te bid vir ander. Ons gaan vandag aan in Genesis 18 en behandel van vers 16 tot 33. Die verhaal speel af so 2000 jaar voor die geboorte van Jesus Christus. Abraham is 99 jaar oud en hy is 'n man met 'n lewensverhaal vol afwagting en drome. Onthou jy net voor hierdie gedeelte het God vir hom en Sara beloof, volgende jaar, hierdie tyd, sal julle 'n seun hê. En hulle het lekker gelag, want kom aan, wie sou nie? Maar dan, sonder groot drama, draai die toneel en God sê, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Hy wys vir Abraham die pad na Sodom, 'n stad waarvan die geroep oor boosheid al tot by die hemel gekom het. 'n Stad waar Abraham se familielid Lot woon. En dan sê God, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom sal leer, om die weg van die Here te hou, om geregtigheid en reg te doen. Hier verander alles. Abraham is nie meer net die een wat 'n seun sal kry nie. Hy is nou die een wat God se geregtigheid moet uitdra, selfs vir mense wat nie vir God omgee nie. So, Abraham staan voor die Here en hy begin praat. Nie met mooi voorbereide woorde nie, maar uit sy diepste binneste uit. Abraham vra die Here, sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Sal die regter van die ganse ader geen reg doen nie? Hy begin by 50. As daar 50 regverdiges is, sal U nie die stad spaar nie? En God sê ja. Hy probeer weer 45 en dan 40 en dan 30 en dan 20 en elke keer sê God ja, hy sal hulle spaar. Uiteindelik vra Abraham, amper huiwerig, miskien is daar 10 en God sê, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. Dis nie onderhandeling nie, dis nie manipulasie nie, dis voorbidding. Dis 'n man wat saam met God leer hoe om te voel en om te gee vir ander mense. En ja, God luister. Abraham het nie groot geword in 'n kerk nie. Sy pa het ander gode gedien. Hy het nie kursusse gehad in voorbidding nie. Maar God begin werk in hom. Hy zip sy denke oop. Hy haal die ou maniere van sy pa se afgodery en die se geloof in hulle, die ou mens, haal hy uit. En hy plaas sy eie hart van genade en reg daarin. En jy het dalk ook plek in jou lewe waar jy voel, hier werk God nie meer nie. Ek het te lank gewag. Daai persoon is te ver. Dis nie my werk om hulle te help of te ondersteun nie, want hulle voel te ver van my af. Maar Jesus staan vandag voor die Vader vir jou. Hy nooi jou om saam met hom te staan. Vir jou kinders, vir die mense in jou straat, jou mense, selfs vir mense wat jy nie eens ken nie. Nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat hy jou hart vorm, net so syne. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die regter van die hele aarde. U doen altyd wat reg is. U is nooit te ver nie. U wys vir ons wat op U hart lê en U nooi ons om saam met U te voel en saam met U te bid. Here, ons bely, ons bid te maklik net vir onsself. Ons raak vas in ons eie wêreld. Ons raak moeg vir wag en moeg vir hoop. Maar U nooi ons altyd nader. So Here, zip ons harte oop, verander ons denke, plaas U geregtigheid in ons, U genade en U hoop. Leer ons om soos Abraham te staan, tussen U en die wêreld. Dankie dat U, Jesus, die een is wat vandag nog vir ons intree.
Laat U Gees ons leer om te bid soos U, met oë wat sien en harte wat klop soos U sin. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So, vir wie moet jy weer begin bid? Vir wie het jy opgegee in jou hart? Watter plek of dinge het jy afgeskryf? Want God sê, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. Dalk jou 10 gebede kan die verskil maak. Jou hart wat weer oopgaan vir ander. Dit is hoe God werk. En dalk is jy die enigste een wat nog staan. Maar God sê, dis genoeg om te begin. Want jou gebede maak saak. Jou voorbidding dra gewig. En jy word gevorm terwyl jy bid. En onthou soos altyd, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Mag jy vandag met geloof staan en weet, Jesus staan vir jou. Hy leer jou om vir ander te staan. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.